As jy 'n maghebber was in die eerste eeuse Rome, sou jy Bethlehem nie eers op 'n kaart gesoek het nie. Dit was nie strategies nie belangrik nie invloedryk nie indrukwekkend nie, dit was onopsigtelik. Wat 'n belaglike plek om 'n revolusie te begin. En juist daarom doen God dit so. Welkom by die Sepcast, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Hier draai ons geliefde stories op hulle koppe. Ons kyk na wat die geskiedenis dalk misgekyk het en ontdek saam hoe Jesus ons nooi in 'n groter storie in, daar waar ons bly, werk en speel. Let op hoe die Bybel die patroon herhaal. Abraham was onbelangrik in 'n wêreld van Babyloniese keisers. Moses was 'n vlugteling voordat hy 'n bevryder was. Dawid was 'n herder voor hy 'n koning was. Maria was 'n onbekende meisie in 'n minagtende provinsie. Jesus het 90% van sy lewe in stilte geleef. Die evangelie het deur onopgeleide vissers versprei, nie keisers nie. En vandag, die vinnigste groeiende geloofsgemeenskappe is nie in die westerse groot kerke nie, maar in huise, op stoepe, in woonstelle en in klein seisoene van getrouheid. God se strategie het nooit verander nie. Ons het net opgehou om te kyk. Kom ons wees eerlik. Baie van ons voel onbelangrik, ons voel ongesien, ons voel asof ons werk nie saak maak nie. Ons voel asof die wêreld aangaan en ons bestaan nie eers op die radar nie. Maar hoor mooi, want dit is God se manier om jou te wys. Ek werk nie net deur bekende mense nie, ek werk nie net in groot ruimtes nie, ek meet nie soos die kultuur meet nie, ek kies wat onsigbaar is, sodat almal kan weet, ek kan gekies word. Stel jou voor, 'n jong vrou bid saggies vir haar kinders terwyl sy wasgoed vou. 'n man loop saam met sy hond en seun en luister na 'n lied, 'n vriend stuur 'n eenvoudige boodskap, ek dink aan jou. 'n tiener vertel vir sy vriend wat Jesus vir haar beteken, al strompel sy oor haar eie woorde. Daar's geen kameras nie, geen applous nie, geen statistiek nie, en tog is dit heilige grond. Want in die koninkryk van God kan 'n gebed vir 'n kind 'n generasie verander. 'n gesprek oor koffie kan 'n roeping losmaak. 'n wijksbyeenkoms kan 'n sending wees. 'n barmhartige daad kan die hemel oopmaak. Insluiting by jou en jou groep kan 'n antwoord op 'n maande of jarelange gebed wees. Die volgende groot ding gaan nie in 'n stadion begin nie, dit gaan waarskynlik in iemand se kombuis begin, want dit is hoe Jesus werk. Wat is die nuwe groei vir die nommer 1 netwerk vir jou lewe, waarvan jy deel is en wat jy ook deel? Kom ons pas dit nou sommer direk toe, want ons is nie besig met net 'n podcast nie, ons bou 'n beweging. As ons die nommer 1 netwerk vir jou lewe wil wees, en jy dit verander wil wees, sal dit nie net gebeur elke tweede Sondag nie, maar deur tientalle klein Bethlehem momente deur die week. En dit beteken, ons herstel die waarde van klein gesprekke, ons vorm mense om te sien waarmee God aan die doen is in gewone ruimtes, ons vier nie net sukses nie, maar getrouheid, ons meet geestelike groei, nie net in getalle nie, maar in transformasie. Ons verwag God se teenwoordigheid op plekke waar niemand kyk nie. Bethlehem is nie net 'n plek nie, dit is 'n manier om te kyk. Die wêreld sien nie net wat opvallend is nie, God begin met wat onopsigtelik is. Die wêreld sien net wat gewild is. God plant wat ewig is. Die wêreld kyk na mense met platforms, God kyk na mense met oop harte. So as jy dink jou lewe is te klein, te gemaklik, te onopvallend om saak te maak, kyk net weer na Bethlehem, want Bethlehem fluister steeds, God is so lief vir die wêreld, dat hy by ons en in ons kom woon. En volgens die hemel word die wêreld meestal verander deur mense waarvan niemand ooit foto's neem nie. En as jy stil raak, net vir 'n oomblik, sal jy dit dalk self ook hoor. 'n fluistering, 'n asem, 'n lig wat nog steeds die donker breek. En alles begin weer. Tot volgende week, mooi loop.